U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Jy is ingeskakel op Storytyd saam Stella. En op hierdie pragtige Woensdagoggend kuier jy saam met my, Estel Rousseau. Ek hoop jy het al daardie lekker koppie koffie van jou nader getrek. Was 'n lekker vaal karossie hier oor die lemoenkloof getrek en dit is sommer net al te heilsaam en lekker. Ek sê vir Johan vanoggend, ek voel al lankal die seisoen begin draai. As mens vroegsoggens opstaan, vroeg in die oggend of laat in die aand, dan kan jy voel, jy beleef die seisoen draai. Lank voor die tekens daar is, voor die blare val, voor dit so 'n bietjie koeler raak in die oggend, voor dit later donker word. En die winter is op pad. Vanoggend kry ek 'n stukkie op Dr. François Jansen van Rensburg se Facebookblad. Hy beskryf 'n kerkdiens op 'n bank terwyl die reën val. Dis 'n Sondagoggend. Die reën val nie hard nie, maar diep. Nie soos 'n storm wat geraas maak nie, maar soos iets wat stil deur jou lewe sif. Soos herinneringe wat nie vra nie, maar net kom sit. Die huis is stil. Nie daardie sagte, rustige stilte van vrede nie, maar daardie heilige stilte wat jou dwing om te onthou. David, my 5-jarige seentjie, staan naby my. Pappa, kan ons kerk toe gaan? En in daardie een vraag breek iets oop. Want skielik sien ek dit weer. Nie vaag nie, maar helder. Ons drie, 'n gesin, 'n ritme. 'n gewone Sondag wat eintlik heilig was, sonder dat ons dit besef het. Ons gaan kerk toe. Ons eet sommer pizza na die tyd. Hoe lig het dit geklink? Hoe klein het dit gevoel? En hoe groot was dit eintlik? Maar vandag is ek alleen in daardie besluit. En eerlik, vandag wil ek nie. Gister was lank, krag was af, die huis vol mense, 'n potjie wat stadig gekook het. Lag, gesels, lewe. En vanoggend is ek net moeg. En dis hier waar die werklike geveg begin, nie daar buite nie, hier binne. Die brein, daardie wonderlike skepping van God, is nie ontwerp om jou gelukkig te maak nie, maar om jou aan die lewe te hou. Hy soek patrone, hy onthou verlies, hy vergelyk. En sonder dat jy dit agterkom, begin hy fluister. Dit was beter. Jy het iets verloor. Dit is nie meer dieselfde nie. En stadig, baie stadig, begin jy sink. Nie dramaties nie, maar gedagte vir gedagte. Ek maak vir my koffie, warm, eenvoudig, genadiglik beskikbaar. Jy sit op die bank. Geen kerkgebou, geen musiek, geen program. En tog begin iets. Nie omdat ek sterk is nie, maar omdat ek weet. As ek nie my denke rig nie, gaan my denke my rig. Ek kyk deur die venster, reën teen die glas. En iets binne my fluister. Kyk weer. Nie net kyk nie. In Hebreëus is daar die woord ra'a, om te sien met begrip, met insig, met openbaring, en skielik
skuif my wêreld. Ek dink aan Dawid, nie net die koning nie, maar die man. Die een wat in grotte geskuil het, wat gevlug het, wat gehuil het. En tog skryf die skrif, U het my trane getel, bewaar dit in U kruik. Psalm 56 vers 9. Selfs sy trane het betekenis gehad. Ek dink aan Salomo, die rykste man wat ooit geleef het. Silwer was in Jerusalem soos klippe. 1 Konings 10:27. En tog, later skryf hy, alles is te vergeefs, 'n gejaag na 'n wind, in Prediker 1:14. Want oorvloed sonder God bly leeg. En dan, Jesus Christus, die seun van die mens. Die jakkals het gate, maar die seun van die mens het nie 'n plek om sy hoof neer te lê nie. Matteus 8:20. Geen gemak, geen leksheid en tog volheid. En hier sit ek met warm koffie in my hand, 'n huis, 'n bank, 'n kind wat my liefhet en tog kan geen emosie alles laat voel asof dit genoeg is nie. Die wêreld waarin ons leef. Dis die wêreld waarin ons leef. Alles is vinnig en gerieflik en alles is beskikbaar. Ons druk 'n knoppie en lig kom aan. Ons draai 'n kraan en warm water vloei. Ons spoel 'n toilet en alles verdwyn. Ons het sagte, dubbellaag toiletpapier, seep wat ruik na varsheid, shampoo en stortgel wat oor ons vel vloei. Ons klere hang skoon en netjies gewas deur masjiene wat vir ons werk. Ons yskaste is vol, ons vrieskaste hou kos vir weke. Ons loop in winkels in en koop klaargemaakte ete sonder om te dink. Ons sit op sagte banke, ons ry in motors met ligversorging. Ons hou slimfone in ons hande. Ons kan enige iemand enige tyd bereik. Ons het horlosies wat tyd meet, maar min wat stil staan en tog raak ons siele moeg. Die Griekse woord Eucharist, jonge, laat ek eers mooi lees. Eucharistia, daar sê. Dit beteken dankbaarheid. Nie net 'n gevoel nie, maar 'n ingesteldheid van die hart, 'n manier van sien. En daar op my bank word my een man kerkdiens 'n altaar. Nie van klip nie, maar van bewussyn. Ek begin bid. Nie mooi nie, nie indrukwekkend nie. Net eerlik. Here, dankie. Dankie vir asem. Dankie vir nog 'n dag. Dankie vir my seun en dankie vir die koffie in my hand. Dankie vir 'n huis wat my beskerm. Dankie vir warm water, vir kos en vir klere, vir mense wat help, vir genade wat ek nie kan verdien nie. Psalm 104. Gaan in sy poorte in met danksegging en skielik verstaan ek, die troonkamer van God word nie oopgemaak deur prestasie nie, maar deur dankbaarheid. En iets gebeur, wat die wetenskap lank al bevestig het. Die brein verander volgens dit waarop jy fokus. Neuroplastisiteit noem hulle dit. Elke gedagte van dankbaarheid bou iets nuuts. Elke fokus op seën herstel iets binne jou. Nie omdat jou wêreld verander het nie, maar omdat jy anders begin sien. En toe, so sag voel ek dit. Nie 'n emosie nie. Nie 'n idee nie. 'n teenwoordigheid. Coram Deo, om te leef voor die aangesig van God. Nie net in 'n kerk nie, maar hier op 'n bank met reën, koffie, met pyn en met genade. En skielik is ek nie meer alleen nie. My kerk het nie mure gehad nie, geen verhoog nie, geen skare nie, maar dit het gehad teenwoordigheid. En ek besef, miskien
het ons nie meer nodig nie. Miskien moet ons net weer leer om te sien. Ek neem 'n besluit, nie groot nie, maar eg. Mag dankbaarheid my rigtingwyser wees. Mag ek sien wat ek het, nie net wat ek verloor het nie. Mag my denke gevorm word deur waarheid, nie deur pyn nie. En daar, op 'n Sondag, in die reën, op 'n bank, begin my dag. Nie perfek nie, maar heilig. En dalk is dit nie dat ons te min het nie, maar dat ons te min raak sien. En dalk is die wonderwerk nie wat nog moet kom nie, maar alles wat reeds in jou hand is. Waarwoorde, né? Mag jou dankielys op hierdie Woensdag groter en langer wees as beide jou kla en jou vraelyste. Be blessed. And always, always be that blessing too. Mooi loop.